Goeiemôre en vandag kyk ons saam na Matteus hoofstuk 5. Kom ons hoor wat Matteus ons vandag wil vertel. Matteus 5 is die uiteindelike gids tot 'n lewe wat saak maak. Jesus deel die saligsprekinge. Hy praat oor sout en lig wees. En hy stel die standaard vir liefde baie, baie hoog. En dan praat Jesus oor vergifnis en egtheid. Dit gaan alles oor harttransformasie en om teen 'n kultureel te leef. Kom ons hoor wat Jesus ons vandag wil sê, né? Matteus 5 vers 1. Toe Jesus die menigte sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. En geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Julle is die sout van die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê. Dit kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Moenie dink dat ek, Jesus, gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. En dit is maar net Jesus wat dit kon doen, né? Vers 20, ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Julle het gehoor dat daar van die oudtyd af aan mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. En verder, elkeen wat vir sy broer uitskelp vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskelp vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan terug en bring jou gawe. Ek herhaal dit, vers 24. Laat staan jou gawe by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, sodat jy nog saam met hom
op die pad hof toe is, sodat jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee, en die jou in die tronk sit nie. Vers 26. Dit verseker ek jou. Jy sal sekerlik nie daar uitkom, voordat jy die laaste sent betaal het nie. Nou, in kort opgesom wat ons nou net gehoor en gelees het, is eintlik kort en kragtig. Jesus gee die toon aan in Matteus 5 vers 1 tot 26, want hy spreek die saligsprekinge uit. Geseënd is die armes, die treurendes, die sagmoediges, as sout en lig en neem leringe oor woede, welis en versoening na 'n heel nuwe vlak. Dis soos baanbrekers werk om jou geloof autentiek uit te lewe. Matteus 5 is die uiteindelike gids tot 'n lewe wat saak maak, want Jesus deel die saligsprekinge, praat oor die sout en die lig wees, en stel die standaard vir liefde baie hoog. En dan praat Jesus oor vergifnis en egtheid. Dit gaan alles oor 'n harttransformasie en om teen kultureel te leef. Vers 27. Julle het gehoor daar is gesê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Of wat jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. Nou, kom ons kyk net na Matteus 27, vers 27 tot 30. Jesus, ja, dis Jesus wat leringe oor moraliteit en verhoudings na 'n heel nuwe vlak neem. Kom ons ontleed dit. Hy praat oor egbreek en welis in vers 27 tot 30. Jesus sê dit gaan nie net daaroor om egbreek te pleeg nie, maar ook om nie iemand in jou hart te begeer nie. Hy gebruik kragtige taal en hy praat by die uitstek van 'n oog of die afkap van 'n hand as dit jou laat sondig. Dis hiperbool en beklemtoon hoe ernstig God ons gedagtes en ons bedoelings opneem. 'n Hiperbool. Net 'n kort verduideliking wat 'n hiperbool is. 'n Hiperbool is iets wat Jesus baie gebruik het. Dis 'n oordrywing wat versigtig gebruik moet word. Anders kan dit misverstaan word soos 'n kameel. Geen kameel kan deur die oogie van 'n naaldbeer nie. Dus het Jesus klaarblyklik 'n hiperbool gebruik, 'n oordrywing wat nie letterlik opgeneem moet word nie. Jesus het 'n verbasende hiperbool gebruik toe hy gewaarsku het. Waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? En dan egskeiding. Luister wat Jesus nou vir ons sê in vers 31 en 32. Daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee. Maar ek, Jesus sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor oorspel, maak dat sy egbreek pleeg. En iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Ja, egskeiding nee. 'n Mens kan wonder hoekom Jesus ons teen egskeidings waarsku. As so baie sommer net so skei om iemand anders te neem, het ons gelees nou in vers 31 en 32. Jesus verwys na die lering oor egskeiding. En hy sê dat as jy van jou gade skei en met iemand anders trou, jy egbreek pleeg, behalwe in gevalle van ontrouheid. Hy beklemtoon God se oorspronklike ontwerp vir die huwelik en hoe egskeiding nie deel van God se plan is of was nie. Nou ja, vanaf vers 33 kyk ons bietjie na die aflê van 'n eed, soos byvoorbeeld die dag toe jy getrou het met 'n eed voor God.
Verder het julle gehoor dat daar van die oudtyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees, en julle nee, nee. Vers 37. Wat meer gesê word as dit kom van die bose. Ede en beloftes van vers 33 tot 37 wat ons nou gelees het, is baie ernstig. Jesus leer ons oor mense van integriteit en hy sê, laat jou ja ja wees en jou nee nee wees. Moenie ede sweer of beloftes maak wat jy waarlik sal breek nie. Wees net eerlik en betroubaar. En dan kyk ons na vergelding in vers 38 tot 42. Julle het gehoor, daar is gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek, Jesus, sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer ver. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen nie afwys nie. Ja, wraak en vergelding, vers 38 tot 42 wat ons nou gelees het, nee. Jesus spreek die oog vir 'n oog in die beginsel aan en sê eerder, draai die ander wang en doen die ekstra myl. Dis wat Jesus sê, dis wat hy ons beveel, wat ons moet doen. Hy bevorder 'n radikale reaksie van liefde en nie weerstand in die aangesig van onreg of seer kry nie. En dan beweeg ons aan na vers 43 toe. En wat sê Jesus oor liefde vir die vyand? Ja, wat sê Jesus oor die liefde vir die vyand? Luister mooi wat Jesus sê. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek, Jesus, sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy, julle Vader in die hemel, laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Vers 48, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. En dis nie maklik om jou vyande lief te hê nie, nee. Jy wonder seker hoe jy volmaak soos jou hemelse Vader volmaak kan word, nee. Jesus gaan 'n stap verder en hy sê, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. Dit is die hart van God, wat wil hê dat ons sy liefde aan almal moet weerspieël, ongeag hoe hulle ons behandel. Kyk maar na Jesus as 'n voorbeeld. So, Matteus 5:27 tot 48 gaan alles oor Jesus wat die standaard verhoog oor hoe ons geloof moet uitleef. So Matteus 5:27 tot 48 gaan alles oor Jesus wat die standaard verhoog oor hoe ons geloof moet uitleef. Hy verlaag nie die standaard nie, hy verhoog dit, veral in verhoudings en moraliteit. Hy roep ons op tot 'n hoër standaard, een wat God se hart en karakter weerspieël. Tot sover vandag, seën en vrede vir jou geliefde kind van God.
en môre begin ons met Matteus 6 en dan sal ons hoor wat Jesus sê omtrent om die armes te help.